Miljoen en Zak Wessels. Soos wat die wedstryd aangaan, ek het natuurlik oor Oakdale gepraat, soos wat die wedstryd aangaan, sal ons vir jou sê, hoe lyk die spelers? Dis Garsfontein wat sake begin, die skeieregter vir hierdie wedstryd, Gerry de Bruin, hy word bygestaan deur Toy de Toy en Michael Viljoen. Oakdale in hulle tradisionele wit truie en dit is Garsfontein in hulle alternatiewe trui, die swart truie. Skrimskakel Jan-Rian Goosen, ook verlede jaar Grand Colmu onder 16 by SWD gespeel. Onder druk is dit Garsfontein binnekant hulle 22. En die eerste strafskopbehoort aan Oakdale binne die gebied van Garsies. Kom ek vertel vir jou, ons kom tot by Roan Swart en Roy Viljoen, dus die twee slotte met Zak Wessels, Janus Snyman, Erik Stein, dis aan Oakdale se kant die losvoorspelers. Jan-Rian Goosen, CT of CT Vosloo seker, CT Vosloo, Reinhard Viljoen, Kurt Coetzee, Leeuwin Pretorius, Duran Jansen van Rensburg en Oilan Kortjie. Garsie Berespan, Ethan van Wyk, Stefan Pretorius en Luan van den Berg. Die voorry James Schnettler en Jacques Swarts, die twee slotte met Luan Olivier, Tinus Oosthuizen en Aiden King, die lostrio skakel vennootskap, Luan Verheere en Brooklyn Newman. Die twee vleuels, Junaid Stewart en Handrey Marie, en Aldro Leroux en Roan Enslin, die twee centers met Junaid Pasensie die heel agter. Loskakel Brooklyn Newman, hierdie jaar Kruivenweek gespeel vir die Bulls. Omgerus dophou ook Roan Enslin en Handrey Marie. En aan die kant van Oakdale, Leeuwin Pretorius, Kurt Coetzee, ook 'n gedigte center kombinasie. Ja. Beide van hulle ook vir die SWD sewes gespeel verlede jaar, die onder 17 sewes. En Kurt Coetzee wat ook Kruivenweek ervaring het. Handrey Marie, hy neem ook die stelskop bepale toe, die regtervleuel van Garsfontein. Daar sien ons die afrigtingspan van Garsfontein, Jan du Plessis en Gustaf. Tennyson, die van meneer Gustaf, en dan dadelik is dit Oakdale wat wegkom by die bal, loskakel CT Vosloo, ook Grand Colmu rugby gespeel vir SWD. Goosen. Oakdale hulle intensies duidelik maak vroeg in hierdie wedstryd. Leeuwin Pretorius. Coetzee, voordeel word gespeel aan Oakdale. Ons kan spel hier vroeg in die wedstryd, vroeg in die eerste helfte. En Oakdale, soos Johan sê, daar die druk wat vinnig toegepas word. Hulle gaan aan Lepale toe en kyk of hulle rekening vroeg kan open. Ja, die akademieweek verlede jaar 2023 en die onder 18 se akademieweek waar daar 8 spelers van Hoër Landbou Skool Oakdale daar gewees. Onder 16 in Grand Colmu was daar 13 spelers gewees. So dit wys vir jou veral die onder 16 Johan, dit is 'n gedigte spannetjie wat besig is om deur te kom, of 'n gedigte groep wat besig is om deur te kom, en dis presies wat jy wil sien as 'n afrigter. Dis hoe jy die basis van jou rugby span, jou eerste span verder kan bou. Hoërskool Garsfontein verlede jaar net teen Grey College verloor by die Wilde Klawerfees. Binne senter Kurt Coetzee trek hom heeltemal links verby. 'n Belangrike uitslag vir Oakdale verlede naweek gewees, 17-13 teen Rondebosch. Vooraf ingeoefende beweging en ons het Luan Olivier wat vir Reinhard Viljoen stuit kort van die doellyn, maar is tog Oakdale wat hulle self in staat stel om oor die doellyn te kom. Binne center lyk dit my Johan, Kurt Coetzee. Kan hy wees? Maar soos jy sê, vinnige ingeoefende beweging. Jy kan sien daar hy is op die oefen. Kyk weer. Kyk daar die beweging met krag wat daar uitgevoer word. En dan is daar 'n man wat daar vinnige beweging, dan Adrian Goosen, CT Vosloo, Reinhard Viljoen ook by, en dan Kurt Coetzee wat kom afrond. Hy gaan kyk of sy uit 3 kan verdoel. Sien maar, geen fout nie, 7-0 dan die telling hier in Pretoria. Oakdale wat die voortou neem. Soos genoem, Garsfontein wat verlede jaar vir Oakdale afgesluit op die veld vir Oakdale. Hou die gap. Dit mag dalk die haker wees van Oakdale daar aan die oorkant net buite beeld wat die veld verlaat. No, vriend. Verheere. Sy balbesit word baie bemoeilik op die stadium, maar dit is Oakdale wat telkens by die afbreekpunt sake baie moeilik maak vir Garsfontein.
Luan van den Berg voordeel. Die duikslag moet onder die sternum, die borsbeen wees. Advantage high. Ja, hoor hierdie skeieregter sê, Gerry de Bruin, it was high. En dis presies wat Johan hier vir jou verduidelik. Van die borsbeen af tot by die heupe, dis waar die duikslag wat hy nou hier doen. En het jy oortreding daarvan, dan word dit outomaties 'n strafskop. Dit is wat Oakdale hier gaan kos, heel waarskynlik 3 punte. So Oakdale sal in hulle pasopens wees, veral by die lakwerk, dat hulle daardie reël baie deeglik nakom. Ek wil net 'n opmerking maak ook oor die gebruik van Ethan van Wyk en Luan van der Berg. Veral die vaskop Luan van der Berg wat uitstekende werk doen. Ethan van Wyk, Gustaf van der Merwe en Kai Pratt, die 4 voorry manne wat mekaar stewig die stryd aansien, nie net in die scrims nie, maar ook in die vaste los. Eerste geleentheid vir Hanrey Marie, regtervleuel van die Beere. Baie gemaklike skopstyl van Hanrey Marie en hy plaas dan vir Garsfontein op die tellbord 7-3. Ook die 50-22. Kompeteer in die lug, briljant gedoen deur Reinhard Viljoen. En nou sit die dekwerk van Pasensie, hy trap af na die binnekant toe, kry die aangee weg. Dit het gisterand gereën hier in Pretoria, ook baie hard gereën, so die oppervlak wat relatief glibberig is. Oakdale, goeie geleentheid nou vir Oakdale. Goosen, voordeel aan Oakdale, Gustaf van der Merwe. Daar die voordeel 2 keer van gepraat deur die skeieregter, meneer Gerry de Bruin. Maar mens voel jammer vir Zak Wessels toe hy daardie bal kry. Reinhard Viljoen hier teen die tremspoor hier aan die diskant afgesuiker. Zak Wessels wat net nie sy voetwerk reg kon kry nie. Soos jy sê, Johan, hierdie oppervlakte dalk nog 'n bietjie glibberig. Maar hoe dit ook al sê, daar's 'n geleentheid vir Koert Coetzee om nog punte by te voeg. Hy kan daar die ekstra 3 punte byvoeg om dit 10 te maak vir die Suid-Kaapenaars. Coetzee. Oomblik gedink hy trek om links verby, maar die telling 10 vir Oakdale, of wat ek liewer sê 10 vir Kurt Coetzee, 3 vir Garsfontein. Verwagting is dat Pasensie ook maar baie laag gehardloop het met sy liggaamsposisie. Maar die reël is daar vir die skeieregter om te blaas. Byna weer 'n blaps in die lyn staan deur Garsfontein, maar Jacques Swart. 'n Goeie loopie, Ferreira. Brooklyn Newman. Leroux. Nou is dit Junaid Stewart wat kom werk soek het aan die diskant. Ferreira. Vlak ingehardloop deur James Schnettler, ook verlede jaar eerste span gespeel. Ferreira, Newman, nou sal spelers aan die oorkant. As die bal geskuif kan word, sal probleme. Luan Olivier. En hy gaan druk om sommer net so nonchalant en is Garsies wat hulle eerste 3 druk dan in hierdie wedstryd so kort voor rustyd. Daar so 2 minute se speeltyd oor in hierdie eerste helfte. Luan Olivier wys sy sewees vaardighede. Waar die bal besit, ook om die verdedigers aan die raai te hou. Hier kom dit. Kyk daarna, stamp die verdediger. Jy kan sien ook, hy hou die bal besit teen die bors en dan gebruik hy die skouer ook om uit die duikslag uit homself te kry. Natuurlik het hy die momentum en tensy die verdediger sy arms om hom daar gaan kry, gaan hy hom nie daar stop nie. Die momentum is daar, die hoogte wat Luan ook daar ingehardloop het, is perfek en dit is 'n teksboek vir my beskrywing van 3 wat baie explosief ontpop het. Eintlik soek nou na 'n woord wat ontploffend daar was. En wel gedaan Luan Olivier. Hanrey Marie wat sake gelykop kan maak kort voor rustyd. Krul hom in. Hanrey Marie met die ekstra 2 punte. 10 elk die telling. Dit stadig uitkom. Newman met 'n swak bal kry, maar doen goed om die aangee weg te kry. Hanrey Marie wat in die raas moet skop. Vosloo. Coetzee. Hy kom self los. Uit die kloue van Roan Enslin uit. Goosen. Skeieregter.
eens daardie afbreekpunt wat die probleem was. Ja, afgeklap, sê die skeieregter. Ons het die voorreg gehad om nou in rustyd ook te luister na die skeieregter en sy assistente. Skeieregter Gerry de Bruin en Toy de Toy met Gert Viljoen wat ook assistent is. En hoe hulle so 'n soort van 'n terugblik gemaak het oor veral die duikslaa. En Johan, ons het gepraat in die eerste helfte oor die duikslaa en dan ook in die toernooi tot dusver. Hoe daardie duikslaa gepolisieer word hier van die borsbeen af tot by die heupe. En hoe hulle met mekaar gesels het en gevra het of hulle regverdig optree op hierdie stadium in hierdie wedstryd. Coetzee. Tref hom hard, tref hom suiwer, die vlaggies wat opskiet. En 13 nou vir Kurt Coetzee. 13 punte wat hy aangeteken het, wat direk uit was. So daarom dan die opsie vir die lyn staan of die skrim. Goosen. Vosloo gebruik die steekskoppie, dit kan uitwerk, dit doen ook so. Reinhard Viljoen, wat gaan afrond vir Oakdale? Skitterende samespel, skitterende orkestrasie van die beweging. Waar die bal het so amper vasgekleef aan Vosloo se voet. Net genoeg geleentheid gegee vir Reinhard Viljoen om die versnelling te kry hier oor die verdediger se kop. Kom ons kyk saam. Goeie, stewige skrim, goeie balbesit ook gewees aan die kant van Oakdale. Vinnige beweging. Dan daardie skoppie wat hang en terugtritol in die hande van Reinhard Viljoen. Wat nou vir Oakdale die 10 punt voorsprong kan gee. Maar vroeg in die tweede helfte. Oakdale wat reeds 8 punte aangeteken het. Vlaggies wat weer opskiet, nog 2 punte vir Oakdale. Reeds 15 van die punte aangeteken deur Kurt Coetzee. 20-10 dan. Die eerste is 8 minute aangeteken van die tweede helfte. En dis nie hoe jy die tweede helfte wil begin uit 'n Garsfontein oogpunt nie, want Kurt Coetzee gaan jou verseker straf met die skopstewel en hy doen weer so. En ewe skielik 23-10. Maar die rustydtelling 10 elke was. Ja, 'n onnodige geniepsigheid hier by die Oul. Ook Luan Olivier. Kien. Van den Berg. 3 manne wat hom moet grond toe bring. Is ook 'n Garsfontein se balbeheer by die afbreekpunte wat nie baie skerp is vandag nie. Tinus Oosthuizen. Er word voordeel gespeel aan Garsfontein, Newman, Pasensie. Staan dat hy die bal kry en dan weer terug na Newman. Veld wat Garsfontein verloor op die stadium. Newman kan hy skoppie uitwerk vir hulle. Ja, die dekverdediging in die gesigte van Garsfontein en hulle hou nie daarvan nie. Dis nou Oakdale wat daarmee slaag en wel deurdag dit aanpas. Soos wat die beweging, soos wat die teenbewegings van Garsfontein kom. Garsfontein se enigste opsie is om te probeer kyk al vir Garsfontein op hierdie stadium om van daardie basis af aan te val. Guys, that's not off. Open up, open up. Open up. Open up. Right. Open up. Go. Verrassing ingooi voor Luan Olivier. Wat deurbars. Tackle it, go now, tackle it, go. Fine. En Oakdale wat die bal uit die hande uitpluk van Garsies. Strafskop aan die Bere. Weerens wys die skeieregter die duikslag heeltemal te hoog. Praat hy ook daaroor. En Garsfontein het hierdie een uit die vuur uitgepluk. Hulle het 'n geleentheid gehad, daarvan 'n gemors gemaak. Net nou maar kan hulle hier afrond. James Schnettler. Daar is Garsfontein wat opvang rugby speel op die stadium. Luan Olivier ruk homself los. En hy druk sy tweede 3 en ook sy span se tweede 3. En is dalk net so 'n bietjie petrol wat nodig was op die klein vuurtjie wat brand van Garsfontein. Om so 'n bietjie groter te maak, maar daar is nog baie werk wat wag op die Pretoriaaners. Junaid Pasensie wat die skopwerk gaan waarneem.
as hierdie bal tussen 'n bietjie nader. Jy het ons sopas gesien hoe daar die 3 gekom het. Luan Olivier, tweede 3. Sensie wat die 2 punte byvoeg en nou weer net daai enkele doel die dan die verskil tussen die 2 spanne, bietjie minder as 'n doel. En Garsfontein wat 'n verlies suiwer gevat het nie en soos dit hom probeer uitgee, is die bal vorentoe en een van Garsfontein se ondersteunende spelers wat van die verkeerde kant af kom. So dit is gesien eintlik maar as 'n aanslaan. So dan kan jy die bal nie van Oakdale se kant af speel nie. En daarom dan die strafskop. Kurt Coetzee 17-18 van sy span se punte aangeteken het. En ek is bevrees as hierdie skop oor is, dan sal Garsfontein moet hard werk om verder seggenskap te kry in hierdie wedstryd of te hê. Ja, net regs verby. Eerste skop wat Kurt Coetzee dan mis. Speler van die 4, bietjie optimisties gewees hier van hierdie kant af. Probeer konsolideer en kyk of julle nie daardie telbord net 'n bietjie sagter in julle rigting kan draai nie. Dis nou Garsfontein. Hou, terug, nie 15. Swarts vir die rangwerk gedoen het. No, use it, let's go. That's fine. Skeieregter het sê bal is nou speelbaar. Garsfontein wat hom het aan hulle kant. Newman. Luan Olivier. Dit is baie gevaarlik in hierdie oomblikke. Skeieregter sê hy is nie vasgehou in die duikslag nie en nou is dit Olivier wat aan die bal vasklou. En dis neusie verby vir Garsfontein. Hulle sal nog wel die strafskop moet vat. Vreugde is groot vir Oakdale, hoekom nie? Hulle het hierdie tiere, bere van die noorde kom tem hier op Affies se hoofveld. Tussen is die skop hier op die kantlyn uit. En die vreugde ken geen perke nie. Die afrigters, ondersteuners wat op die veld hardloop. Ja, die eindtelling 23-17. Johan, baie dankie. Dit bring ons aan die einde van die dag se uitsendings. Ons is môre weer terug en goeie werk gedoen deur die Suid-Kaapenaars. Ons groet tot môre. Moenie vergeet nie, is nog groot rugby wat voor lê. Jeppy net hierna teen Hoër Jong Skool Parel, King Edward School teen Grey College vanaand 7:30 en dan Affies Old Boys